Dit is woensdagoggend, die 3 Junie. Liewe vriende, ek groet jou in die naam bo alle ander, die naam van ons Here Jesus Christus. Soos jy weet, teen hierdie tyd is ons hierdie hele week besig met verhoudings en die effek wat 'n goeie, kosbare, Christelike, diep verhouding op jou gees kan hê, deurdat dit vir jou ook genesing kan beteken en bring. Die teksvers vir die hele week is natuurlik 1 Johannes 3:13. Ons lees hom weer. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Vanoggend kyk ons bietjie na kommunikasievaardighede. Kom ons sê vir mekaar hoekom. 'n Genesende gesprek moet deel wees van ons alledaagse verhoudings met mekaar. Ons moet eerlik en openhartig, begrypend en liefdevol met mekaar kan praat, nie waar nie? Ons moet met begrip en liefde na mekaar kan luister. Ons moet nie voorskriftelik en dominerend wees nie, dis tot voor die hand liggend, maar aan mekaar ruimte gee om self oplossings te vind en besluite te kan neem. Ongelukkig het ons meestal nie altyd al hierdie vaardighede al in ons lewe ontwikkel nie. En dit beteken dat ons baie keer, in plaas daarvan dat ons gesprekke rondom ons verhoudings met mekaar het wat tot opbou en genesing lei, eintlik net die teenoorgestelde effek het. En daarom is dit belangrik om ook dan vanoggend so 'n bietjie te kyk na ons kommunikasievaardighede as gelowiges, as kinders van die Here, om toe te laat dat die Heilige Gees ook jou gesprek sal lei. En daarom sê ons vanoggend vir mekaar, leer om aandagtig te luister, sodat jy verstaan wat die ander een bedoel, en bid dat die Heilige Gees jou hier en naby is. Leer om terugvoering te vra, en seker te maak jy het reg gehoor, en dat jy wel reg verstaan. Met ander woorde, as iemand iets vir jou gesê het, vra vir hom of haar, het ek jou reg verstaan, is dit wat jy nou vir my sê? Probeer om te verstaan hoe die ander ene voel. Plaas jou in sy of haar posisie en probeer jou inleef, ook in hulle situasie, nie waar nie? Want daar's altyd ook 'n ander kant, nie net joune en myne nie. Oefen om direk en eenvoudig te praat, sodat jy maklik verstaan word. Moenie te veel praat en te min luister nie. Dis natuurlik iets wat ek dink ons baie aanskuldig kan wees. Oefen om jou gevoelens eerlik te spreek. Dis belangrik om te sê hoe jy voel, want dit sal die ander persoon ook dan die moed gee om vir jou te sê hoe hulle voel. Dikwels wil ons mekaar se gevoelens spaar, en dan is ons nie eerlik genoeg nie, en dit lei tot frustrasie en irritasie. As jy byvoorbeeld eerlik kan sê, ek is besorg oor jou, of ek het deernis vir jou, of ek is jammer vir jou, sal dit die ander persoon aanmoedig om te sê of hy self ook bekommerd of hartseer, of bang of moedeloos voel en is. En dan natuurlik oefen om bedagsaam en sensitief te wees in jou kommunikasie. Pas op vir te veel nuuskierige vrae. En moet natuurlik nie hard en krief wees nie. Gebruik sagte taal, wat deur die Heilige Gees in jou aangewakker word. Liewe broers en susters, jong mense, studente, oupas, oumas, mamas, papas, mag hierdie kommunikasievaardighede, wat eintlik net die basiese is, met die werking van die Heilige Gees in jou en my lewe, lei tot diepgang verhoudings, ook in ons as gesinne, huwelike, en in ons gemeente as 'n geloofsgemeenskap. Ons bid dit vir mekaar, in alle opregtheid, soos die teks sê. In Jesus se naam. Amen.